julle kan julle Bybels nou oopmaak in Handelinge 27. Ons het net nog vandag en volgende week, dan is ons deur die boek van Handelinge. So, ons is baie dankbaar vir die voorreg wat ons het om daardeur te kan werk. Nou, Paulus bevind homself op 'n baie interessante plek nou. Die laaste hoofstukke sien ons waar Paulus gevang word, en hulle het hom vals beskuldig, en vir 2 jaar is hy in Caesarea, wat hulle hom ondervraag. En hy sê, ek wil asseblief voor die keiser verskyn, en die keiser was keiser Nero gewees, wat hy wou voor verskyn. En hulle het hom heeltyd ondervraag, en hulle sê, ons kan hierdie man nie stuur nie. Die redes hoekom hy wil gaan, is nie geldig nie. Die redes hoekom die Jode hom hier het, is nie geldig nie. Maar, hulle sê, jy het gevra om voor Nero te verskyn, en ons gaan jou nou stuur om voor Nero te verskyn. Nou, ek wil hê julle moet verstaan, in hierdie tyd wat ons nou gelees het, waar Paulus vasgevang was in Caesarea, het hy ten minste 6 keer die evangelie gedeel met die mense daarso. En wat vir my opvallend is, in die proses was daar nie een keer iemand wat gekies het om terug te draai na die Here toe nie. Hulle was baie keer naby gewees, maar daar's niemand wat werklik bekeer het en Paulus gevolg het soos wat hy Christus volg nie. Ek wil vir jou vandag sê dat die Here is lankmoedig. Die Here is genadig. Maar ek wil vir jou ook waarsku vandag, wees versigtig dat ons nie God se lankmoedigheid en sy genade misbruik nie. Want lankmoedigheid is nie swakheid nie. God is 'n God van genade en liefde, maar hy is nie 'n swak God nie. En daar kom 'n dag wat elke persoon rekenskap moet gee vir die lewe wat hulle gelei het. Vir die wat God nie ken nie, lyk dit anderste as vir die wat God ken. En jy het die keuse om te bepaal aan watse kant van die draad wil jy sit. Wat vir my interessant is, Paulus word nou gestuur na Rome, en dit is so te sê sy laaste sendingsreis wat hy nou het, voordat hy in Rome op gaan eindig. Nou voordat ons daai gedeelte lees, wil ek hê ons moet 'n gedeelte in Johannes 17 vers 14 lees. Want wat vir my interessant is rondom Paulus, is dat hy is 'n disipel soos net ek en jy ook is. En Jesus bid in Johannes 17 'n gebed aan sy disippels. Lees saam met my Johannes 17 vanaf vers 14 tot 20. As julle iets in my naam, dis 14, 17 vers 14. Ek het julle 'n woord gegee en die wêreld het ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Hoor mooi wat sê hy in vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So Jesus bid 'n gebed hierso. En hy sê die disippels is nie van die wêreld nie, soos wat hy nie van hierdie wêreld is nie. Hy sê, maar bewaar hulle van hierdie wêreld. Dit gaan nie maklik wees vir 'n disipel van Christus om in hierdie wêreld te lewe nie. Hy sê, ek bid nie alleen vir die disippels wat hier is nie. Ek bid vir almal wat gaan glo deur die woord wat hulle bedien. So ons gaan nou kyk na die pad wat Paulus gestap het. Want ek wil vir jou 'n vraag vra. Hoe word jy 'n kind van God? Die enigste manier wat jy 'n kind van God word, is deur wedergeboorte.
En nou is my vraag aan jou, hoe reageer 'n kind van God in alle omstandighede? As jy 'n kind in my huis is, dan maak ek jou groot, soos wat ek die woord sien, ek jou moet groot maak. So, as jy wil steel, dan gaan ek jou leer om nie te steel nie. OK, hoekom? Want jy is my kind, en my kind gaan nie steel nie. Nou, daar is interessante gesprekke wat ons al in ons huis gehad het, rondom dit. En ons het al baie lekker gelag vir die kinders rondom dit. Maar dit is iets wat ons hulle leer van 'n jong ouderdom af. Ons steel nie. Ons vat nie wat nie joune is nie. Jy speel met jou goeders. Jy pas jou goed op. Ensovoorts leer ons kinders. So God wil sy kinders sekere goeders leer. En daar is moeds en moenie wat hy sy kinders wil leer. En hy wil ons leer hoe om te reageer en hoe om op te tree in goeie omstandighede en slegte omstandighede. Maklike tye en moeilike tye. En jy gaan kies, gaan jy reageer volgens die gees, volgens hoe God dit wil gedoen hê, of gaan jy reageer volgens die vlees, hoe jy dit wil doen. Dis jou keuse. Maar as jy sê jy is 'n kind van God, dan moet jy funksioneer soos wat kinders van God funksioneer. Nou dit is baie maklik om goeie vrug te dra as dit goed gaan. Dis baie maklik om vir mense geld te gee as jy baie geld het. Om te ondersteun wanneer jy baie het. Maar wanneer dit begin moeilik gaan, wanneer jy in 'n posisie is waar jy swaar trek, wanneer jy onder druk voel, dan raak dit baie moeilik om uit te reik. Maar God sê, ongeag die omstandighede, het ek jou geroep vir 'n plan en 'n doel. Ek wil hê, soos wat ons hierdie deurwerk, moet jy daai gedagte in jou kop hou. Hoe moet 'n Christen optree in alle omstandighede? So kom ons lees nou Handelinge 27 vanaf vers 1. En toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramitium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom en Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. Net tot daarvan nou. So ons sien dat Paulus oorgegee word oor 'n centurion in Engels, 'n man oor 100. Maar hierdie man oor 100 sien iets baie interessants in Paulus. Want hy laat toe, dit sê hierso, mense liefhebbend, het hy toegelaat dat Paulus sy vriende besoek en versorging ontvang by hulle. Nou daar is geen man oor 100 wat 'n gevangene gegee word wat hom net toelaat om sy eie ding te doen nie. As daai man oor 100 nie Paulus aangebring het by die keiser nie en Paulus het weggehardloop of op 'n manier weggekom, dan het hy gestaan in die plek van Paulus. So daar moes iets anderste aan Paulus wees dat hierdie man toelaat dat Paulus hierdie vryheid kan beleef. En ek sien dat vir my en jou as Christene moet die wêreld na ons kan kyk en sê daar's iets anderste aan jou. Wanneer jou ja is, dan hou jy daarby. En jy doen wat gesê word om te doen. Ek sien dieselfde vrug in Josef. Josef gaan tronk toe. En toe hy in die tronk beland, toe maak die tronkbewaarder hom die hoof bo almal. En hy moet daai tronk hardloop, want daar was iets anderste aan hom gewees. As kinders van God moet ek en jy anders reageer wanneer ons gekonfronteer word in moeilike tye. As Christene is ons gebonde aan 'n ander stel reëls as die wêreld.
As Christene verwag God meer van ons as wat iemand wat hom nie ken nie. En ek lees dit vir julle in Matteus 5 vers 44. Julle kan saam met my oopmaak daar, Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Is dit hoe die wêreld dit doen? Nee. Dis nie wat die wêreld doen nie. Dis wat Jesus hierso sê. Ons moet ons vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Daai is bietjie moeilik. Ek kan stil bly, maar om seën, jy verwag nou bietjie baie. Hy sê nie as jy wil nie. Hy sê doen dit. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. Hierdie standaard wat God ons nou te roep, lyk 'n bietjie anderste as wat die wêreld, hoe die wêreld dinge doen. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis nie maklik nie. Maar dis wat God van ons vra. Hy het nie gesê dit gaan maklik wees nie. Maar ek waarborg vir jou, dit gaan die moeite werd wees. Want wat gebeur is, as jy hierdie goed kan doen teenoor iemand wat jou nagekom het, dan is daar nie meer iets wat jy hou teenoor daai persoon in jou hart nie. Wanneer jy daai persoon kan seën wat jou onreg aangedoen het, wanneer jy kan bid vir goedheid en guns vir iemand wat teen jou was, wat jou sleg gesê het, dan is daar 'n vryheid wat kom in jou. En God wil hê ons moet so lewe. Josef se broers verkoop hom. En hy word die tweede in gesag in Egipte. En sy broers kom na hom toe. En hulle weet nie dis hy nie. En hulle soek kos. Hy het die mag om hulle dood te laat maak. Hy het die mag om 'n oog vir 'n oog te vergeldig in daai oomblik. Maar wat sê hy? God het dit laat bewerkstellig dat ek hierso is, sodat daar voorsiening kan wees vir julle. En hy sien die hand van die Here in dit. As hy nie vergewe het nie, as hy nie toegelaat het dat die Here hom vrymaak van daai gevoel wat hy moes gehad het nie, dan sou hy daai nie kon raak sien nie. En ek wil vir jou sê, wanneer ons vashou aan seer en pyn en onregverdigheid wat mense teenoor ons doen, dan gaan ons nie die persoon kan sien, dit kan sien wat God met daai persoon wil doen, of met jou wil doen nie. Kom ons lees wat gebeur verder in vers 4. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Siprus verbygeseil. Sit net gou vir my die kaart op asseblief, Jaco. Soos wat ons nou lees, sal jy sien, dit hoe hulle gegaan het nou. Dis sy laaste sendingsreis wat hulle nou op gaan. Onderkant Siprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Ons het daarop die see langs Cilicia en Pamphylia deurgevaar en by Myra in Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandria gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite teenoor Knidus gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone. Ek hoop ek sê dit reg. En toe ons met die moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Hawens, in die nabyheid daarvan die stad Lycia is. En omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku. Hoor wat sê hy? En gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. So wat gebeur hierso? Hulle is nou op pad na Rome toe, maar hulle is op pad na Rome toe in die slegste tyd van die jaar. Tussen Oktober en November is dit wanneer daar baie groot windstorms oor die Mediterraanse See is. En hulle wil nou probeer om by Rome uit te kom. Maar Paulus sê vir hulle, julle moet versigtig wees. Nou wat se vas
tydperk praat Lukas hierso van? Lukas praat spesifiek van die versoeningsdagfees wat hulle gevier het, wat Jerusalem gevier het, en dit is een van die 7 feeste wat hulle gevier het van Jerusalem. Dit is nog 'n fees wat vervul moet word, en dit is die enigste fees waar die hoëpriester in die heiligste van heiligstes in kon gegaan het. En dis hoe ons kon bepaal presies die tyd waar hulle op die see was. Want die kalender van die Jode wys vir ons wanneer hulle daai fees moes vier. En dit is 'n baie gevaarlike tyd om op die see te gewees het. En Paulus waarsku hulle. En hy sê, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nou, as kinders van God, het ons die gees van die Here binne in ons. En as ons die gees binne ons het, moet ons die Here vertrou om ons te lei in die pad wat hy wil hê ons moet stap. Ek en jy gaan planne maak. En dan gaan die gees van die Here dalk vir jou sê, moenie dit doen nie. Of jy het net 'n onrustigheid, jy het nie vrede nie. En as jy 'n kind is hier in 'n huis, en jy vra vir jou ouers om iewers heen te gaan, en hulle sê nee, ek dink nie jy moet gaan nie, ek het nie vrede daaroor nie, berus by jou ouers se keuse. Want jou ouers vertrou die Here en maak jou groot in die weë van die Here. En as hulle iets ervaar, wees gehoorsaam aan dit. Vertrou die Here dat hy jou ouers lei en gehoorsaam hulle in dit. Maar daar is nog 'n aspek van dit. Wanneer ek en jy vir die Here vra vir wysheid, dan sal hy ons wysheid gee. So ek weet nie of die Here spesifiek vir Paulus se woord hier gegee het nie, en of dit net wysheid van God af was, rondom dat hierdie reistog het baie gevaar wat vir hulle voorlê. Maar die vraag is, luister ons wanneer die Here praat, of nie? Want Paulus deel met hulle iets, en kom ons kyk of hulle geluister het. Vers 11 tot 20. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman, dis die bootskaptein, en die eienaar van die skip geglo, as aan die woorde van Paulus. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar, en indien moontlik Phoenix te bereik, om te oorwinter, 'n hawe in Kreta, wat oop lê van die suidweste en na die noordweste. En toe die suidwind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer, en die ankers gelig en langs Kreta verby geseil. Maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind van Heroklidon wat Heroklidon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom, wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onderom te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te land te kom, het hulle die seile neergehaal, en so het hulle dan weggedraai. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi, en op die 3de dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Hulle kies om nie na Paulus te luister nie. Hoekom dink jy het hulle nie na Paulus geluister nie? Hierdie is 'n skeep wat van Alexandria afkom, wat koring moet vat na Italië toe. So as daai skip nou met al daai koring moes winter in 'n hawe wat nie goed is nie, dan sal daai koring sleg raak. Dis nie skepe soos wat ek en jy deesdae ken, wat baie mooi geseël is en die water kom nie by die graan uit nie. So daai skip kon nie net daar lê heeltyd nie. Hulle moes op 'n kol tot hierdie skip
probeer omgord, dat die storms hom nie uitmekaar uitruk nie. So hierdie koring het nou al bietjie vog dalk begin kry. En hulle sê nee, dit is beter dat ons eerder moet gaan. Hulle kyk na die fisiese omstandighede en hulle maak keuses hoe hulle moet reageer. As kind van God moet ek en jy nie na ons fisiese omstandighede kyk nie. Ons moet doen wat die Here vir ons sê om te doen. As jy dalk hierso sit en jy dink by jouself, jette, hierdie land is 'n gemors. Ek weet nie wat om te doen nie. Is beter dat ek na iewers anders toe gaan, 'n ander land na toe gaan. Ek sê vir jou, wees versigtig vir dit. As die Here vir jou sê, gaan, by all means. Maar moenie gaan uit vrees uit, of omdat jy na jou omstandighede kyk en sê, dit gaan nie goed hierso nie. Nee, dit gaan goed waar jy in die wil van die Here is. Moet nie gaan uit die wil van die Here, omdat jy na jou omstandighede kyk en besluit, jy wil iets doen nie. Ons lees hierso, dat die wind het net saggies gewaai, en hulle dog, great, hierso is ons geleentheid, laat ons hierdie geleentheid vat. En wat gebeur? Hulle beland in groot gemors. Moet nie, dat die eerste beste kans, wat die wêreld jou bied, veroorsaak, dat jy 'n pad vat, wat vir jou verwoesting gaan veroorsaak nie. Wees versigtig, want die skrif sê die duiwel kom soos 'n engel van die lig. En hy gee vir jou iets voor, en dit lyk alles oulik. Maar dit is nie noodwendig wat die Here vir jou wil hê nie. Wees waaksaam, vir wanneer goed na jou toe kom, in 'n tyd van nood. Vertrou op die Here. Hulle het op 'n plek gekom, dat hulle tot gevoel het, dat hulle redding van hulle ontneem is. Hulle was seker, hulle het nou alles al afgegooi wat hulle moontlik kon, behalwe die laaste, die koring wat hulle nou nog het. Hulle het alles verder al afgegooi. Want hulle besef, hulle gaan 10 teen 1 doodgaan in hierdie proses. Jy sit dalk hierso en jy weet nie hoe of wat om te doen in die situasie wat jy jouself bevind nie. Ek wil vir jou sê, moenie op jou eie insig en jou eie wysheid staatmaak nie. Vertrou die Here dat hy jou sal wys en lei wat jy moet doen. Maar ek wil ook vir jou sê, wanneer die Here dit vir jou wys, wanneer jy sien wat jy moet doen, wees gehoorsaam en doen dit. Neem aksie in dit wat die Here vir jou wys. Ek sien dat hulle nie geluister het na Paulus nie. Maar ek sien ook dat die Here genadig is. Maar dit spreek ons nie vry van die konsekwensies van ons aksies nie. Lees saam met my wat gebeur in vers 21 tot 26. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het. Dink jy hy so bietjie, hy gee so 'n lekker steekie, julle wil mos nie hoor nie. Voel dit, nee. Ek dink nie heeltemal dis die geval gewees nie. Kom ons lees verder. En nie van Krete afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo dat dit so sal wees, soos aan my gesê, maar ons moet op 'n sekere eiland strand. Paulus sê vir hulle, julle moes geluister het. Maar ek dink nie dis om 'n steekie in te gekry het en te sê, ja, voel nou, julle wou nie hoor nie. Ek glo dit was meerder om gewig te lê aan dit wat hy volgende sou sê. Want nou sê hy vir hulle iets wat bonatuurliks gebeur het. 'n Engel het aan hom verskyn. En hy vertel vir hulle, hy maak nie 'n storie op of so nie. Hy sê vir hulle presies wat gebeur het en presies wat die engel gesê het, gaan gebeur. Hy sê, daarom hou goeie moed. Maar, hy sê, ons gaan gestrand wees.
Die skip gaan dit nie maak nie, maar elkeen van julle se lewens sal gespaar word. Praat God vandag nog met ons? Ek glo hy doen verseker. Hy praat eerstens deur sy woord met ons. En dan praat die Here baie keer deur ander mense met ons. Maar die Here kan ook op 'n bonatuurlike manier aan jou verskyn. Hy kan verskyn soos wat hy wil, maar ek wil vir jou waarsku dat dit nooit teenstrydig gaan wees met die woord van God nie. Hy gaan nie vir jou iets sê wat teenstrydig is met die woord van God nie. So wat sê ek vir jou? Ken jou woord. Ken God deur sy woord. Hy sê jy gaan voor die keiser moet verskyn. En daarom, as gevolg van jou, word al hierdie mense gespaar. Is dit nie goed om te hoor nie? En ek dink daar is soveel ewel en sleg wat weggehou word van mense wat die Here nie ken nie, as gevolg van Christene wat in hulle midde is. As gevolg van Christene wat bid, as gevolg van Christene wat kies om nie net stil te bly en aan te gaan soos wat hulle op hulle eie trend nie. Hy sê daarom hou goeie moed. Hoekom sê hy hulle moet goeie moed hou? Want God is 'n waarmaker van sy woord. As jy wonder, wat is God se hart en wil vir jou? Waar moet jy dit gaan soek? Moet jy dit by mense gaan soek? Moet ek vir my vrou gaan vra, wat dink jy is die wil van die Here vir my? Moet ek dit vir my kinders gaan vra? Vir wie moet ek dit gaan vra? Ek moet dit in die woord gaan soek. As jy wil weet, wat is God se hart en wil vir jou lewe, gaan soek dit in die woord. Nie by mense nie, en ook nie in die wêreld nie. Dit is al wat jou gaan dra deur die storms van die lewe. Want ek kan jou nie waarborg dat jy nie storms gaan hê in jou lewe nie. Maar as jy jou lewe gaan bou op hierdie woord, waarborg ek jou dat jy staande sal kan bly deur die storms. Dat die Here jou sal dra en lei deur die storms. Maar as jy nie geanker is in die woord nie, gaan jy rondgegooi word, soos 'n man wat nie weet waartoe om te gaan nie. Ons aksies het konsekwensies. Hulle het gekies om nie na Paulus se waarskuwing te luister nie. En Paulus sê vir hulle, as gevolg van dit waar ons onsself nou in bevind, gaan julle lewens gered wees. Maar hierdie boot gaan dit nie maak nie. Die Here is genadig. En ons maak partykeer foute. En die Here wil ons help, maar daar is baie keer konsekwensies vir die keuses wat ons vrywillig gemaak het. Beteken dit dat jy ongered is? Nee. Maar jy gaan die konsekwensies moet dra. As my kind kies om te steel en sy kry pak slaag, beteken dit ek is nie lief vir haar nie? Nee, ek is lief vir haar. En dis hoekom ek dit doen. Ek kan nou nie net vryspreek nie, ek kan, maar dan leer ek haar nie wat is reg en wat is verkeerd en dat daar konsekwensies is vir ons aksies. Kom ons lees wat gebeur in vers 27. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. Daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 faam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 faam. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op 'n rotsagtige plek kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered
word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê: dit is vandag, die 14de dag, dat julle in afwagting bly wat vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud. Want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. Wat vir my so mooi is Paulus is 'n man wat werklik 'n geestelike pad saam met God stap. Maar hy is ook 'n praktiese man. Hy sê, kom, laat ons saam eet. Vir 14 dae al het julle nog niks geëet nie. Kom, dat ons saam eet. En hy maak vir hulle kos, hy breek brood, hy dank die Here, en wat het dit gedoen? Dit het daai mense moed gegee. As ek en jy in moeilike omstandighede, maar net so te neergedruk en net so negatief is soos die wêreld, wat 'n verskil gaan ons maak in 'n donker wêreld wat seer het? Nee, ons uitkyk, ons benadering teenoor moeilike omstandighede moet anders te lyk as die wêreld. As ons sê, ons is kinders van God. Ons moet nie te neergedruk wees nie. Toe daai mans kies om te bly en hulle sny daai bootjie af, het Paulus hulle so mooi prakties bedien uit die geloof wat hy het oor wat God gesê het waar sal word. Ek en jy het die antwoord vir ewige lewe. Maar die vraag is, deel ons dit met mense? Spreek ons ook dan nie net die ewigheidsaspek aan nie, maar dalk die nood wat hulle self in bevind? Of draai ons maar net weg en sê nee, ek het nie nou die kapasiteit nie. Ek weet nie nou wat om te doen nie. Ons moet die geestelike aspek, sowel as die fisiese aspek, mense in kan help, om tot op 'n plek te kom, waar hulle self die pad met die Here kan stap. Ek en jy word geroep om ons oë gefestig te hou op die dinge daarbo. Maar terselfdertyd word ons geroep om sout en lig te wees in hierdie wêreld. Dit is iets wat ons nie altyd verstaan hoe om dit te doen nie. Maar dit is wat God ons na toe roep. Paulus is vir my en jou so 'n mooi voorbeeld van iemand wat 'n maaltyd vir hierdie ouens uitsit en hy bid. En hy almal kan sien, al die mense wat daar is, deel hy sy geloof wat hy het met hulle deur sy aksies. Dis vir my en jou so 'n mooi voorbeeld hoe om nie 'n duikboot Christen te wees nie. Ken julle 'n duikboot Christene? Dit is mense wat hulle self Christene noem net waar dit veilig is. Net waar daar veilige plekke is, dan sê ek nie ek is 'n Christen. Maar anderstens gaan ek onder die water en niemand weet van my nie en ek kruip net weg. Nee, ons word geroep om Christene te wees elke oomblik van elke dag. In alle omstandighede wat ons onsself bevind, moet ons Christus uitlewe vir die wêreld om te kan sien. Kom ons lees die laaste gedeelte wat daar is, vers 37 tot 44. En ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. En toe die dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inhaam met 'n strand bemerk, waarop hulle van die plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tergelykertyd die roertoue losgemaak en hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur en hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit,
maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om aan land te kom en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van skip en so het almal behoue aan land gekom. Elkeen van ons het 'n keuse of ons God gaan volg te midde van ons storms of nie. Hoekom kon Paulus met goddelike karakter reageer in 'n donker tyd, in 'n plek waar niemand geweet het of hulle eers gaan oorleef nie? Hoe kon hy goddelike vrug dra te midde van hierdie storm? Kom ons lees wat sê Paulus in Filippense 1 vers 21. Filippense 1 vers 21 tot en met 24. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir ewig die beste, maar om in die vlees te bly is nodig om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle sal julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Hoekom kon Paulus rustig bly te midde van 'n storm in sy lewe? Want sy hoop was nie op die omstandighede wat hy homself in bevind het nie. Sy hoop was eintlik om na Christus te gaan. Hy sê, dit is wat ek graag wil hê, maar ek bly agter by julle, want dit is beter vir julle. Waar wil jy werklik wees op hierdie oomblik? Wil jy by Jesus wees? Of wil jy wees waar jy is? En ek dink ons moet onsself werklik daai vraag vra, elke dag. Om te vra, waar is dit beter vir my om te wees? En as jou begeerte nie is om by Christus te wees nie, dan moet jy jouself die vraag vra, wat doen jy hier op aarde? Want Paulus, sy enigste rede hoekom hy sê, dis nie dat hy hier moet bly is, dat hy die gelowiges kan help, dat hy mense kan vertel van die Here. Dit is sy rede hoekom hy sê, dis dalk beter dat ek moet bly. Maar in homself wil hy eintlik gaan. Ek en jy is hier op aarde om mense te leer en te lei na Jesus. En Paulus het nou net deur sy leefstyl vir oor die 200 mense gewys, hoe lyk dit om rustigheid te kan beleef te midde van storms in sy lewe, as gevolg van waar hy sy oë vestig. Nie in sy omstandighede wat hy om hom het nie, maar op die hoop van dit wat Jesus kom doen het.